Die VF+ sê daar's reeds duidelike tekens dat 'n volksmoord op wit boere in Suid-Afrika besig is om te ontvou en die 33-jarige Protea kriketspeler Heinrich Klaasen het vroeër vandag sy uittrede uit internasionale kriket aangekondig. Baie welkom by die Afrikaanse nuus op hierdie Maandag 2 Junie. Die VF+ sê daar is reeds duidelike tekens dat 'n volksmoord op wit boere in Suid-Afrika besig is om te ontvou, lank voor die uiteindelike stadium van uitwissing bereik word. Tydens 'n verklaring in die nasionale vergadering het die VF+ se parlementslid Dr. Wynand Boshoff verwys na Genocide Watch se model van 10 fases van volksmoord. Volgens die organisasie bevind wit boere hulle tans in fase 6, polarisering. Boshoff sê voorbeelde hiervan sluit in die voortdurende plaasmoorde, die afskaffing van die kommandostelsel in 2003 en die onlangse konsepregulasies wat die gebruik van vuurwapens deur sekuriteitsmaatskappye sal beperk. Hy verwys ook na polariserende uitsprake soos Kiel de Boer wat nie deur president Cyril Ramaphosa veroordeel word nie. Boshoff meen die president dra self by tot verdeling wanneer hy in die konteks van grondhervorming uitsluitlik van ons mense praat sonder om die hele bevolking in ag te neem. Randwater het bevestig dat instandhoudingswerk aan die Mapleton pompstasie na 4 dae sonder water in dele van die Tshwane Metro se streke 2, 3 en 6 voltooi is. Die herstelwerk het verlede donderdag begin en pompwerk het vanoggend hervat. Die metro waarsku egter dat watervoorsiening nie onmiddellik herstel sal word nie, aangesien Randwater eers al eie reservoirs moet aanvul voordat munisipale kliënte weer water ontvang. Randwater meen dit kan 'n paar dae neem. Intussen sal Randwater môre vir 10 uur lank die Klipriviersberg hoofreservoir afsonder van die Palmiet pompstasie om inspeksie te doen en skoonmaakwerk af te handel. Pompwerk by Palmiet sal tot 67% verminder wees, wat waterdruk in die westelike en noordelike dele van die metro kan beïnvloed. Die minister van Openbare Werke en Infrastruktuur, Dean McPherson, het bevestig dat die George bouramp die gevolg van sistemiese mislukkings van verskeie regulatoriese liggame en gebrek aan samewerking tussen belanghebbendes was. Hy beklemtoon dat daar aanspreeklikheid moet wees wanneer menslike foute tot sterftes lei. Sy departement sal saam met die polisie, NVG en ander liggame werk om dit te verseker. Die ramp het op 6 Mei verlede jaar gebeur toe 'n deels geboude woonstelblok in Victoria Straat ineengestort het met 62 werkers op die perseel, waarvan 34 insluitend Suid-Afrikaners en buitelanders omgekom het. McPherson sê die verslag sal deeglik bestudeer word om stappe te doen om so 'n ramp te voorkom. Hy meen die ineenstorting kon heeltemal verhoed gewees het. En die 33-jarige Protea kriketspeler Heinrich Klaasen het vroeër vandag sy uittrede uit internasionale kriket aangekondig. Die kolwer het vanoggend aangekondig dat hy met onmiddellike ingang uit die witbalformaat van die sport tree, nadat hy reeds verlede jaar uit die rooibalformaat getree het. Klaasen het in 2018 sy debuut in eendag internasionale kriket in T20 gemaak. Hy is deur die SA Cricket Mag beskryf as een van die beste witbalspelers van sy generasie. In die 7 jaar sedert hy sy buiging meer as 2000 lopies verower as middelorde kolwer. En dis die belangrikste nuus vir die dag. Dankie dat jy saam gekyk het.